Soos die jare aanbeweeg en ons ouer raak, is daar mos sekere gedeeltes van 'n mens se liggaam wat maar begin probleme gee. Knieë is oor die algemeen 'n gedeelte van die lyf wat maklik kwesbaar is vir beserings. Selfs mense wat baie van draf hou en verre afstande draf sukkel soms met hulle knieë. En ek weet ook die rugbyspelers sukkel met hulle knieë en al daai tipe van dinge. En jy, ek meen jy het ook maar 'n bietjie van padwedloop gehou. Ek weet Annie hou van padwedloop al die jare. Nee, gits, Pita, ek is nog bietjie nuut wanneer dit kom by padwedlope, maar ek hou van die trapmeel. So ek het byvoorbeeld nou onlangs weer 9 km gedraf. Nee. Nee, so nou en dan kyk ek net, is ek nog, jy weet, goed op dreef. Maar ek moet sê, dit is soms so dat wanneer 'n mens soms draf, dan kan ek voel, jy weet, daar is so effens 'n pyn in die knie en dan weet ek nie of dit dalk te doen het met opwarmingsoefening of so nie, want daarmee is ek baie sleg. Ek weet ook nie, ek dink ek het redelik baie padwedlope gedoen toe ek bietjie jonger was. En Ja. nou, as ek lank staan, dan begin ek skielik voel, nee, maar my knie begin 'n bietjie met my gesels. Wat gaan aan? En as dit so koud is ook soms, né? Alles het koud is. Dalk het dit iets met die ouderdom ook te doen. Jy weet, op 31 dan begin hierdie dinge. Maar gelukkig, bioneticus Ineke Ribbins is daarom hier om ook vir ons 'n paar wenke te gee oor wat 'n ou kan doen, hoe om reg op te warm en al daai lekker dingetjies. So Ineke, baie welkom. Is lekker om jou ook hier te hê by ons. Dankie Pieter. Ek gaan vandag vir julle 'n paar oefeninge wys wat algemene knieversterking is. So, dit hang heeltemal af van besering tot besering. So ek sal voorstel, as jy met kniepyn sukkel, wat jou daaglikse funksionaliteit beperk, gaan na iemand toe, gaan na 'n fisio toe, kry 'n diagnose, gaan na 'n biokineticus toe, want meeste van die keer is 'n kniebesering as gevolg van wanbalans in die quadricepsspiere, of jou glutes is nie sterk genoeg nie, of jou hamstrings is nie sterk genoeg nie. So, dit verskil van persoon tot persoon. Ek het 'n paar goed saamgebring vandag. Meeste van die goed kan vervang word met 'n handdoek. Byvoorbeeld die groot rekke waarmee ons trekke gaan doen, kan met 'n handdoek vervang word. Die klein balletjie, julle gaan net nou sien wat se oefening ons met hom doen, gaan ook met die handdoek vervang word. En dan die groot bal, nie eintlik so nodig nie, maar ek sal vir jou sê, skaf vir jou so 'n ouetjie aan. So die eerste oefening waarna ons gaan verwys, is 'n hamstringstrek. So dis net 'n gewone hamstringstrek, niks vreemds daaraan nie. Sit die rek vir jou om jou lyf en om jou voet. Soos ek sê, hierdie kan weer vervang word met 'n handdoek. Okay, lê heeltemal plat, reguit been, trek op en sak en weer op en sak. Ek verkies dinamiese oefeninge, omdat jy nou 'n hele oefenprogram gaan doen, gaan 'n statiese strek dalk nie vir jou so voordelig wees nie. Okay, die volgende oefening wat ook hip flexor strekke behels is daarso. Okay, wat jy wil hê, jy wil jou heupe aftrek in die grond in, dan sommer die hamstrings rek by doen, daar afgaan. Okay, weer vorentoe en af. Okay, net voordat ons begin, gaan ek ook sê dat al die strekke en al die oefeninge is 10 reps, 3 stelle. Okay, die volgende oefening gaan jy die balletjie voor gebruik, so dit is net 'n algemene WMO aktivering. So wat jy gaan doen, weer die balletjie of 'n handdoek, sit jy onder jou knie. Van daar af druk jy net jou knie in die balletjie in en ontspan. En jou knie in die balletjie in en ontspan. Okay, jy kan ook seker maak dat jou hak op die grond bly om te verseker dat jou knie afgaan en jy nie net jou been daar reguit skop nie. Okay, volgende oefening gaan jy op jou sy lê. Daarso. Okay, van daarso af, maak seker jy is mooi in 'n reguit lyn en 'n piesang shape daar lê nie. Okay, van daar af, hierdie heup moet bietjie vorentoe getild wees. Jou toon wys op na jou maarmerrie toe en dan lig jy op en sak en op en sak. Om die oefening moeiliker te maak, kom jy die klein band by, sit hom net bo jou knieë en jy doen weer presies dieselfde. Okay, nog 'n weergawe van hierdie oefening wat ook baie voordelig is om ander spiere van die quadricep te aktiveer, is jou voet uitgedraai. Maar dan moet jy mooi fokus dat jou heup steeds vorentoe is en daarop en sak en op en sak. Vir mense wat hierdie te maklik is, gaan jy dan nou 10 so hoog as wat jy kan oplig, dan doen jy 10 pulses en dan doen jy 10 sekondes hou. Okay, nou kan jy die rek weer afhaal of jy kan besluit om hom aan te los. Ek gaan ons vir julle aanlos. Okay, lê plat op jou rug, maak seker jou ruggraat is mooi plat in die grond in. Van daar af weer tone mooi opgewys dak toe en skop op met jou been en sak.
op met jou been en sak. OK, baie eenvoudig. Dan is die voet net weer uitgedraai, weer opskop en sak en opskop en sak. OK. Volgende oefening wat ons kan doen is hamstringversterking. So hamstringversterking is crucial wanneer dit by knieversterking kom. So daai een wat ons op ons sy gelê het, is vir die glutes. Kyk, glutes is 'n hoofsaaklike stabiliseerder van jou knie, eintlik maar van jou hele lyf. OK. So hamstring, daarso op die bal. Weer eens rig eers mooi reguit en plat op die grond. Van daar af maak jy seker jy rol jou maag of jou heupe om sodat jou rug plat op die grond is en dan lig jy op. OK. Van daar af trek jy in en sak weer terug en trek in en sak weer terug. OK. As hy te maklik is, gaan jy hom dan 'n single leg doen. So weer dieselfde. Die heupe teruggetild, ruggraat plat op die grond, lig op die heupe. Nou gaan jy die been ook oplig en trek in, stoot uit en in en uit. Soos julle kan hoor, is ek bietjie uit asem. So die asemhaling is baie belangrik. Waarop jy kan fokus en 'n knip in jou oor maak is dat jy uitasem op die moeilikste gedeelte van die oefening. OK. Laaste oefening wat ek vir julle gaan wys. So, dit is 'n gewone wall squat. Mense wat sukkel met kniepyn, sukkel om 'n gewone bodyweight squat te doen en dit mag dalk vir jou ongemak veroorsaak. So die rede hoekom die bal hierso is dat jy gewig meer op die bal kan lê. OK, daarso voete mooi vorentoe, net bietjie wyer as jou heupe. So nou asem jy in en uit soos jy afgaan. En weer op, asem in en uit soos jy afgaan. Daar het julle dit. Heel eenvoudig, soos julle nou gehoor het, meeste van die goed kan met die klein balletjie vervang word, of jy kan dan net 'n wall slide doen, as jy nie 'n groot bal het nie. Dankie Pieter. Dankie Ineke, inderdaad 'n paar goedjies wat ons by die huis kan probeer. Ja, lyk dit vir jou maklik, Pieter? Ek is bitter bly, sy het nie hulp ingeroep vanmôre nie, want hulle laat dit so maklik lyk, maar ja. Ons kan dit by die huis probeer, maar andersins as jy sukkel, kry maar iemand soos Ineke aan jou kant. Ek dink dit is eintlik die beste raad daai. Maar ou is maar min of meer jy warm so bietjie vinnig op as jy nou ietsie doen, nê? Maar opwarming is eintlik dit vat langer as wat jou regte oefening vat as jy dit reg doen, of so behoort dit te wees. En ek dink 'n mens onderskat dit. Ek onderskat dit baie dikwels. Jy weet, en dan die volgende dag, dan kan ek myself skop. Ja. Omdat ek nie voor of selfs na oefening, jy weet, opgewarm het en so 'n bietjie die ordentlike, wat noem 'n mens dit? Jy opwarm op en dan koel jy seker af. Dan koel jy seker maar af, nee. Ja. So ek dink op die einde van die dag moet 'n mens dit nie onderskat nie, want ek dink dit kan langtermyn gevolge inhou wanneer jy dit nie reg doen nie. En die afkoelselle is ook belangrik, want dan is jou spiere mos nou lekker warm en goeie, so as jy dit dan reg laat afkoel, dan is dit maar net beter vir die volgende keer ook. En dan het jy dalk nou nie die volgende dag soveel pyn nie. Maar ek dink dieselfde, ek wil byvoeg en sê, jy weet, 'n mens se knieë, 'n mens kan baie keer voel wanneer 'n mens trappe klim en so aan. Ek dink dit is belangrik om hierdie soort oefeninge te doen net wanneer 'n mens dit ook oor die algemeen sterk wil hou. Nee, ek stem. En die glutes is nogal belangrik wat sy mos gepraat het, nee? Dit lyk vir my as 'n ou daai glutes van jou lekker kan stewig en gesond hou, dan gaan die res van 'n ou se. Dis wanneer daai planking goed inkom wat die mense mos so doen dat hulle die kor bietjie sterk hou. Ja. Maar as jy by die plankie uitkom, dan sal ons dit vra dat jy vir Ineke kan help. Baie dankie Ineke, ons sal definitief ietsie doen wat ons almal so by die huis kan doen, soos ek gesê het. Gepraat van gesondheid, bly ook sommer ingeskakel, want ons gesels volgende ook met 'n man wat 'n baie gesonde verhouding met spoed het, né? Spoed. Onthou om ons sosiale media blaaie ook dop te hou en ook op ons YouTube kanaal te gaan aansluit en seker te maak jy mis op niks uit wat ons vir jou bring hier by Goeiemôre, Good Morning elke dag. En ons is hier maandag tot Vrydag op Via. Nou ja, van die knieë wat nie meer verhou nie, tot die ore wat nou lekker wil luister. Lekker geselsies wat ons vir jou het hier by Goeiemôre, Good Morning. Baie welkom as jy nou eens by ons aangesluit het, en ons weet sommer jy gaan die res van die oggend saam met ons geniet. Kap hom, kap.